Is jou vrees vir God regtig ontzag? Is jou vrees vir God net bang wees? Of is dit ontzag wat jou lewe rig? In 2 Samuel 6 vers 9 lees ons, en Dawid het daardie dag vir God bevrees geword en gesê, hoe kan die ark van Jotawawai na my toe kom? Hoekom? Toe Ussa die verbondsark aangeraak het en gesterf het, het Dawid regtig besef hoe heilig en kragtig Abba Vader se teenwoordigheid is. Dit was nie net vrees vir sy lewe nie, maar 'n diepe respek en eerbied vir Abba Vader se heiligheid. Die Hebreëus vir vrees is die woordjie yareh en dra 'n dubbele betekenis. Dit beteken beide vrees en respekvolle ontzag. Die Hebreëse letters van hierdie yareh skets vir ons 'n prentjie van Abba Vader se hand wat op 'n leier rus, vol krag en leiding. Hoor gou, vrees vir God kan seën of regstel. Dit kan salwing bring, maar dit kan ook tugtiging wees en dit vorm wie ons word. Job 5 vers 17 tot 18 sê, gelukkig is die mens vir wie God regstel. Hy doen smart, maar genees ook. En Dawid het geleer, goedbedoelende aksies is nie genoeg nie. Gehoorsaamheid is alles. Toe Dawid sien dat Abba Vader Obed-Edom sy huis seën waar die verbondsark geberre was, bring Dawid hierdie verbondsark later met soveel vreugde na Jerusalem toe. Maar hierdie keer volgens Abba Vader se woord, volgens sy instruksies. Die punt is, nader Abba Vader se teenwoordigheid met ontzag en gehoorsaam hom. Dit bring seën en wysheid. Soos Psalm 111 vers 10 sê, die vrees van Jotawawai is die begin van wysheid en 'n goeie verstand het almal wat sy gebooie doen. Vandag vra jouself af, leef jy regtig met respekvol ontzag vir die lewende God? Laat dit jou aksies rig. Daarom kies om gehoorsaam te leef. Wees 'n lewende getuienis van sy heiligheid. Nader die lewende God met ontzag en kyk hoe sy hand in jou lewe werk. Sê amen in die kommentaar as jy ontzag het vir Abba Vader en volg ons kanaal vir meer woord soos wat Vader ons lei.